As jy môre wil kla, dan nie maar kla. 'n Klaaglied wil opsit, sit maar 'n klaaglied op. Klaagliedere van Jeremia, hoofstuk 5. Prys die Here. Waar Jeremia met die Here gepraat het. Hy sê ons lees dan van die eerste versie. Hy sê, dink Here aan wat oor ons gekom het. Sien en aanskou ons smaad. Jeremia praat met die Here, hy sê, Here, dink Here aan wat oor ons gekom het. Nou wat ek vanmôre sê, kind van God, dink bietjie vanmôre wat oor jou gekom het. Dink bietjie wat met jou al gebeur het. Is dat die mens om baie keer selfregverdig. Ja. Jy weet selfregverdiging is 'n sonde. Dit is 'n sonde. En die Israeliete ook nie hulle selfregverdig nie. En as ons kyk in hierdie dae hoe mense hulle self regverdig. Wat die woord van die Here vir ons sê, wat Jeremia skryf hier, en hy sê, dink Here aan wat oor ons gekom het. Sien en aanskou ons smaad. Wat die dinge oor die kinders van die Here gekom het, soms skandelike dinge. Weet hulle die Here Jesus ook gesmaad? Hulle het hom verag, maar hy het die waarheid verkondig. Hy het die waarheid uitgedra. As jy in hierdie dae die waarheid preek, dan is dit 'n probleem. Ja. Preek jy dit wat God se woord sê? Jy mag nie oordeel nie. Maar preek jy en jy sê, dit is reg in God se oë dat jy die verkeerde dinge mag doen. Dan is dit vandag reg in die mens se oë. Verstaan nie wat ek sê? Ja. Wat verkeerd was, is vandag nie meer verkeerd. Ja. Wat reg is nou verkeerd. Die mens het verander. Ja. Maar weet wat? God het nog nooit verander. Amen. Die woord van die Here staan vas tot in alle ewigheid. Hy sê geen jota of titel sal val nie. Ja. Hy sê ander dinge sal verbygaan, maar sy woord sal standhou tot in ewigheid. Amen. Die ding is wanneer mense sê ons moet net die Here se naam groot maak. Wat gaan gebeur? Die ongeregtigheid gaan ons net so afval van jou af. Nie waar? Die ongeregtigheid gaan van jou afval wanneer jy begin om jou knie te buig voor God en te sê, Here, ek het gesondig. Ja. Here, ek het gefouteer. Ek wil bely. Jy moet nie belydenis doen. Jy moet net glo.
God wil hê, jy moet belydenis doen van jou sondes en dit laat staan. Ja. Full stop. No mas. No buts. Daar's nie buts. Daar's nie mas. As God gepraat het, het hy gepraat. Klaar, einde van die brief. Wat die Here gesê het, is ja en amen. Wat die mens sê, is nie wat punt toetel. Wat sê vers 2? Hy sê ons erfdeel het na vreemdes oorgegaan, ons huise na uitlanders. Waar is die erfdeel vandag? Kom ons kyk bietjie waar's Suid-Afrika se erfdeel vandag. Waarheen is dit? Waar is die huise van jou vandag? Omrede Suid-Afrika goddeloos geword het. Omrede die wêreld goddeloos geword het. Maar die mens nie meer die ware God wil aanbid. Baie mense gee voor, hulle aanbid die ware God. Hulle is ver weg van die Here af. Die mens regverdig homself. En as ek en jy onsself begin regverdig, sit ons met 'n baie groot probleem. Maar wanneer ons begin om die Here aan te roep in gees en in waarheid, te kyk in my eie lewe, hoe my lewe met God staan, dan kan God vir jou my iets begin te doen in die lewe. Wanneer ons begin, weet jy, ons sal God dien mos met die son in ons lewens, nie waar nie. Dis wat gebeur. Ag, die Here sal my genadig wees. Die Here moet my genadig wees. Waar staan dit dat God jou moet genadig wees? As ek en jy hom aanroep, as ek en jy ons knie buig en die Here aanroep in gees en in waarheid, is hy daar om jou en my uit die toestand uit te tel. Amen. Is hy daar om jou te vat met die hand en te lei op hierdie nou weg? Is hy daar om jou te vat en te omstraal met sy liefde en genade? Maar as ek nie gehoorsaam is God nie, dan sit ek met 'n probleem. Dan sit ek met 'n probleem. Ons het nou gepraat van practice makes it perfect. Maar jy kan verkeerd oefen. You can practice wrong. And you became a perfect wrong method apply. Jy oefen dit perfek op die verkeerde manier. Maar wanneer jy dit begin te beoefen op die regte manier en 'n perfekte manier, dan gaan jy perfek word in deur God se genade. Want deur die ding reg te doen, dan gaan jy die eindresultaat sien. Perfect practice makes it perfect.
En jy kry die resultate. En sê, Here, dankie vir die genade. Dankie vir die goedertierenheid. Amen. En wat U vir my so genadig is. En ek en jy moet vanmôre dan dink, Here, hoekom is ons erfdeel weg? Wat het geword van ons erfdeel? Dis soos Esau wat sy eersgeboorte reg verkoop het vir 'n bord lensiesop. En ek en jy moet dit nie doen nie. Die woord van Here sê, daar's 'n weg wat reg lyk, maar die einde daarvan is weer van die dood. Amen. Die einde daarvan is weer van die dood. Ek en jy het vanmôre nog 'n geleentheid om te sê, Here, wees genadig oor my as mens. Amen. Here, omvou vir my met die genade en die goddelike liefde. Wanneer die kinders van die Here begin om te sê, Here, vergewe my, dat God iets doen. Wanneer die mens begin om sy knie te buig, dat God sy doel bereik. Amen. Wanneer die mens nie sy knie wil buig nie, dan sit jy met 'n probleem. Niemand kan jou maak buig nie. Jy self 'n besluit neem in die lewe. Amen. Die mens kan jou raad gee, maar kan dit nie jou keel afdruk nie. Ek kan jou water gee om te drink, maar ek kan dit nie vir jou drink. Ek kan jou raad gee. Jy kan my raad gee. Maar is vir my of jou te besluit om dit toe te pas. Amen. Hoeveel keer het die profeet Jeremia nie gekom en waar die Israel hom gevra het? Hulle vra vir Jeremia. Raadpleeg die Here God. Maar sê vir ons alles wat die Here jou sê. Alles. Moet niks terughou nie. Toe hy weer terugkom en met hulle praat, gee alles wat die Here sê. Julle mag nie, moenie Egipte toe trek. Want as jy in Egipte toe gaan, gaan julle sekerlik sterwe. Die wat nie met die swaard omkom nie, gaan met hongersnood omkom. Die wat nie met die hongersnood nie, gaan met die pes omkom. Ag, hy profeteer net die onheil oor Israel. Hy sê vir hulle, wat wil die mense altyd hoor? Net hoor hoe ek voorspoedig gaan wees. Ek wil net hoor hoe goed ek kan wandel voor die aangesig van die Here. Al die seëninge wat oor my gaan kom, hulle sê nee, ek laat die ander profete kom. En die ander profete sê nee. Julle kan die Here sê, julle kan afgaan na Egipte toe. Daar sal niks met julle gebeur nie. En weet jy wat, hulle vat vir Jeremia saam Egipte toe. Hulle neem hom gevangenes en hulle vat hom saam Egipte toe. En dit wat Jeremia geprofeteer het, gebeur met hulle. Yes, waar. Hulle kom onder die swaard, ander kom onder die pes, ander onder die hongersnood.
En hoeveel ander profete het geprofeteer vir Israel en sê, Jerusalem gaan vernietig word. Daar gaan omgeploeg word. En so meer. En wat sê die hulle? Hulle vang die profeet en hulle maak hom dood. En wat die profeet geprofeteer het, gebeur. Dis waar, ja. En hulle het Jeremia gevangene geneem. Ek wil vanmôre sê, kind van God, as die woord van die Here na jou toe kom, slaan ag op die woord. Daar's baie mense, weet wat hulle gesê het? Toe Elia, as hy geprofeteer het, en sê, Agab, weet jy wat? Daai man as sy mond oopgaan, dan profeteer hy niks goeds vir my nie. As daai man sy mond oopgaan, is dit net teëspoed teen my. As hy sy mond oopmaak, is dit net probleme vir my. Maar weet jy wat? As Elia sy mond oopgemaak het, was dit die woord van God in sy mond, wat tot die mense, tot die volk gekom het. Sowel as Jeremia en so meer. Al die profete. Ek praat van die ware profete. Jy kry vandag soveel profete. Ek is 'n profetes en ek is 'n profeet. En hulle kom hulle roem daarop, ek is 'n profeet. Sodra iemand vir my sê is 'n profeet of 'n profetes of 'n profeet, dan lig ek my wenkbroue. 'n Ware profeet van God sal kom en sê, so sê die Here. Ja. En hy sal nie sy duim uitsuig en hy sal waarheid praat met jou. Of jy sê, so sê die Here. En jy sal jou boegrom skrik. Jy sê, waar hoor hierdie man dit? Waar het hierdie persoon van dit gehoor? Wie het dit vir jou gesê? Die Here het in my bekend gemaak. Glory to God. Halleluja. Amen. Maar wanneer God praat, daai tyd was hulle ongehoorsaam gewees. En waar is die mens vandag? God het hoeveel keer. Weet 'n man het eendag gesê, man, God maak nie dood nie. Dan wil ek sê, wat het die Here gedoen met Israel? Wisdom. 285.000. Hoor jy die bedrag, die getal? 185.000 Israeliete op een dag gesterf het. God engel gestuur het en hulle doodgemaak. Ja. Hoekom? Weens 'n geklaag, 'n gemurmureer en opstand teenoor God. En dan wil die mens weet, Here, maar wat? Hoekom is ons so ellendige toestand? Here, hoekom is my eie lewe in 'n ellendige toestand? Gaan kyk bietjie, hoekom is jou lewe so? En soms ondersoek jou lewe sê, Here, maar almal is teen my. Dan moet jy gaan kyk, is jy in lyn met God se woord? Of jy buite die lyn, dat jy aanstoot is? As ek aanstoot is vir die mense, ek praat van myself, my as mens,
dan is dit 'n probleem. Maar as ek 'n aanstoot is vir die mens terwille van die woord van God, dan wil hulle nie die woord aanvaar. Dan is dit 'n probleem. Nie vir jou nie, maar vir die mens. Dan moet ek en jy kan sê, Here, dankie vir die genade. En die wonderbaarlike liefde van U. Halleluja. Wat wil die mens graag doen? Ons sal almal wil hemel toe gaan. Ja. Almal wil hemel toe gaan. Maar die mens wil nie doen wat God se woord verwag nie. Ons kan die woord hoor. Maar jy kan dit vat en na een kant sit. Is nie wat iemand anders te gaan doen met nie. Is wat gaan jy doen met dit? Dit help nie ek wil kyk wat maak iemand anders te met die woord. Is wat maak ek met die woord? Gaan ek agslaan op die woord van die Here? Of gaan ek maar net sê, ag, weet jy wat? Ek was nou in die huis van die Here gewees. Ag, ons het geluister na die woord. Miskien was dit 'n lekker woord gewees. Of dit was bietjie hard gewees. Of daar het nie geweet waarvan hy praat nie. Ag nee, wat ons paas maar daai een en dis vir daai ander ouens. Of vir 'n ander vrouens, wat ook. Waar's die bucket? But the bucket is yours. Daai emmer is joune. Dit help nie, jy wil hom aanstuur na die volgende persoon toe nie. Om te sê, weet jy wat? Dis nie vir my nie. Dis vir iemand anders. Sê dat die mens begin ondersoek in hulle lewens, diepe ondersoek maak. Introspeksie moet gedoen word. Dat mense moet kyk en sê, weet jy wat is, waar ek fabriek gewerk het, en dan het hulle shutdowns gehad vir, sê 12 ure, dan werk op 'n masjien. En dan baie van die foute is al reeds uitgeken. En dit moet herstel word. En dan begin jy daar te werk waar jou gedeelte is wat jy moet werk. En dan kom jy agter. Dis 'n groter probleem as wat ek kan sien. En wat gebeur? Dan moet jy daai probleem regmaak. Herstel. Sodat die masjien in goeie orde kan wees. En wanneer jy begin te kyk na jou eie lewe, jy sien hier's 'n probleempie. Dan maak jy hom reg, maar as jy nou dieper gaan ondersoek, sien jy, hier's 'n groter probleem. Nou moet ek ernstig wees met hierdie probleem. Om dit te herstel. En as ek dit nie herstel nie, dan gaan die probleem groter word. En dan raak hierdie probleem so erg, dat jy later van tyd nie weet wat om te doen. Dat jy nie kan funksioneer. Dan het jy 'n breakdown. Dan jy 'n breakdown in jou lewe. Dat herstelling moet kom. Dat ek kan sien wat is fout in my lewe. Wat sê mense? Ag nee, daai ding kan nog aangaan. Nee, ek kan nog aangaan. Ek kan nog môre
kan hy nie meer aangaan nie. Ja. Dan is dit miskien te laat dat jy wil herstel. Dan is dit te laat dat jy kan sê dat ek hierdie probleem regmaak. Wat sê die woord van die Here? Bely en laat staan. Bely en los dit wat verkeerd is. Amen. Here, my erfdeel is weggevat. Hoe gaan ek dit terugkry? My knie te buig voor die God van die heelal. En te sê, Here, wees my genadig, wees my barmhartig. Amen. Wanneer ek begin erken en bely, hierdie is sonde, hierdie is ongeregtigheid, hierdie is God nie welbehaaglik nie. Die Here wil dit uitroei in my lewe uit. Die Here wil hê, dit moet uit jou en my lewe uit verdwyn. Hoe gaan dit verdwyn uit 'n lewe uit? Jy te erken, te bely en genade vra. Sê Here, vergewe my. Reinig en heilig my deur die kosbare bloed. Solank ek dit vat en koester, is ek besig om 'n slang te koester aan my boesem. Weet jy dit? Is ek besig om te koester dit wat vir my die dood gaan meebring. Weet vanmôre een ding sê, as ek en jy God wil dien, dat ons voorspoedig moet wees. Finansieel voorspoedig moet wees. Dan is jy op die verkeerde pad. Ja. As jy God wil dien, om al meer en meer besittings te wil hê, is jy op die verkeerde pad. As jy God wil dien, om 'n baie lang lewe te hê, is jy op die verkeerde pad. As jy God wil dien, dat mense jy moet aanhang, is jy op die verkeerde pad. Maar as jy God dien, omdat jy hom liefhet, en sy wil doen, dan wil ek vanmôre sê, is jy regtig. Nie jou wil nie, niemand anders se wil nie, maar God se wil, Amen. met jou en my lewe. En hoef ons nie smaak te dra nie. Ons kyk op na die koning van die eeuwe. Na die Here God, wat vir jou my liefhet met die ewige liefde. Die Here God wat omgee, wat krag gee, en jou sal lei. Ek en jy moet God nie dien, man. Weet jy wat? God sal vir jou voorsien vir die res. As jy 'n kind van God is, sal God, en jy dien hom in gees en in waarheid, sal God vir jou voorsien, man. Amen. Los die ander dinge, die slimmigheid van jou. Jy dink jy slim, terwyl jy nie so slim is. Terwyl ek en jy nodig het om by die Here in te kan skuil, altyd die Here. Amen. Onthou, daar gaan 'n dag kom wanneer dit te laat kan wees om te sê, Here, vergewe my. Here, wees my genadig. Wat gaan die Here sê? Die wel aangename tyd. Toe my stem tot jou gekom het,
toe jy dit uitgestel. En van uitstel kom afstel. Jy sê later, later, later. Later mag dat nooit kom. Later mag nooit kom. Mag die Here genadig wees. Amen. En dit mag ons ag slaan op die woord van die Here. Halleluja. Dat ons mag sê, Here, ek wil soek in my lewe wat is fout. Amen. Ek wil kyk wat is nog fout in my lewe, dat ek dit kan regstel met die Here. Ek en jy kan nie die hemel oopsluit of toesluit vir iemand nie. Nee. Forget it. Dis 'n valse godsdienst. Ek en jy, deur nie God se wil te doen nie, sluit ek die hemel vir myself toe. Maar deur dit oop te kry, begin ek God dien in gees en waarheid. En maak my sonde teenoor die Here bekend en sê, Here, vergewe my. En ek aanvaar God se liefde en genade en ek wandel volgens sy woord. Dan kan daar my ook in die hemel wees. Amen. En sê, Here, baie dankie vir die genade en die liefde. Maar die dag kan aanbreek dat die Here vir jou en my kan sê, mooi so, my kind, beërwe die ewige lewe. Amen. Of hy kan vir jou sê, gaan weg jou vervloekte. Ek het jou nooit geken nie. Ja maar Here, ek was dit gewees en ek het dit en ek het dit. Here sê, gaan weg, ek ken jou nie. Hy sê, dis nie elkeen wat sê, Here, Here, wat die koninkryk sal ingaan nie. Maar hulle wil van die Vader. Amen. Maar Here, in die naam het ons duiwels uitgedryf. In die naam het ons kragtige dade gedoen. Here, in die naam het ons geprofeteer. Hy sê, gaan weg, ek ken jou nie. Gaan weg, ek ken jou nie. Goeie dade vat jou my nie hemel toe. Amen. Jy kan al jou tannie se pakkies, oomie se pakkies oor die straat raak. Dit vat jou nie hemel toe. So mooi daar wat jy doen. Maar dien jy God in gees en waarheid. Halleluja. Dis wat belangrik is. Amen. Sê maar toe Jesus kom. Halleluja. Kom ons wees gereed Amen. wanneer die Here Jesus kom. Amen. Ons nie agter sal bly nie. Sy koms is naby.